Weekend Day, tot ons lekker kry. Doen dit net liggies. Welkom by Doen dit net liggies. My naam is Hemelbesem en wat 'n voorreg is dit om julle ore na my gerig te hê, my stem natuurlik. Doen dit net liggies is 'n show wat meer lighartig seker na dinge kyk of ons kyk of die liggies nog anders by die huis. Nou 'n ding wat lig maak, indien daar nie is nie, is deesdae mos 'n lighter. Nou ons is verby die idee van stokkies vryf of stokkies dry en en miskien in 'n mate ook vuurhoutjies of matchies soos hulle in die Kaap sê. Maar oral waar hierdie goed gebruik word, maak dit mos nou in 'n mate lig of dit gee hitte of sulke goed. Maar wat gewis is dat dit rook afgee. En dit is ons woord vanaand. Soos julle weet met Doen dit net liggies, ons fokus op een woord en ons trek hom reg deur die show. En gaan praat van trek, waar 'n rookie trek, moet dan mos 'n vuurtjie brand. Maar jy sien, almal plaas aksent op die vuur, maar niemand plaas aksent op die rookdeelie. So, ek doen dit vanaand. En onthou, later in die program kan jy Sly, the hell of a guy, van Funny Kaap, as julle hy ouens nog onthou, hy was die van die main dudes daar so, Sly, the hell of a guy, hy kuier ook saam met my, so bly ingeskakel, want hy man kom saam met 'n ander fire, sonder 'n smokescreen. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, hey, Mr. Soldier Man, tomorrow is the day you go to war. Boy, you are fighting for another man's cause, and you don't even know him. Ooh, what did it say to make you so blind to your conscience and reason? Could it be love for your country, or for the gun you use in killing? So there is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. Hey, Mr. Loverman, can I get a chance to talk to you? 'Cause you are fooling with a dead man's corpse, and you don't know what you do. So you say you have a lover, and you love her like no other. So you buy her a diamond that someone has died. Oh, don't you think there's something wrong with this? Tell me, who's responsible for what we teach our children? Is it the internet or the stars on television? Why, oh, why? Why, oh, why, oh? Oh, so little Lucy turned 60, and like the movie she's been seeing, she has a lover in her daddy. She can't tell nobody till she makes the evening news. For there is fire on the mountain, and there is nobody on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. Oh, yes. One day the river will overflow, and there'll be nowhere for us to go, and we will run, run, wishing we had put out the fire. Oh, Lord, for there is fire
start running. So yeah. There is fire in Africa. There's fire everywhere in the sea. Fire in the air. No one is surrounding. Fire. Die ding, jy sien wat gebeur. Ek weet, kyk hoe lyk ek moet myself ethniek verbloem. Ek is nie in 'n goeie toestand nie en dit is as gevolg van sigarette, né? Want ek het baie lank gerook en die neeweffekte van as jy probeer ophou is verskriklik. Want ek het op 'n stadium besluit ek kan nie meer nie en ek moet ophou. En ek het opgestaan, dames en here, broeders en susters. En ek het opgestaan en in die spieël gekyk. En ek het gesê, Satan, aan jou stok suig ek nie meer. En ek het hom weggewerp. Ek het hom weggegooi. En die gevolg is onttrekkingssimptome, né? Mens kry onttrekkingssimptome van ophou rook. Maar die een ding wat gebeur is, jy sien die hele tyd dinge. Dit bestaan nie, dit is mirages, né? Jy sien sulke gesigte drome name. Gesigte drome name het voor my opgepop. En dit is niet daar nie, maar dit is drogbeelde wat jou jaag. Ek het die hele tyd vir Patricia de Lille voor my gesien. Besef jy deur watter hel het ek gegaan? Dit is wat gebeur. En die ander ding is mens eet. Mens wil die hele tyd eet, want jy moet besluit of jy eet of jy rook weer, want die sigarette praat met jou, tipe van die hele tyd, Casper, kom. My ou chomma, nog een sigaretjie. Nog een sigaretjie, ek en jy, kom. Kom, niemand sal weet nie, ek is op pad, vir die pad, enetjie vir die pad. Ek het nodig, kom Casper, kom. Hey Casper, ek gee jou baie dinge, gee my net 'n sigaretjie. En eet jy maar, en ek het verskriklik geëet. Ek het borgskap gaan soek by Edenvale se Wimpy, né? En ek het dit gekry en ek het vir weke lank in die bed gelê met 'n drip. Double thick chocolate milkshakes is in my ingepomp. Dit was verskriklik. En nou sien ek, nou is ek 'n tipe van, ek is nou 'n non-roker officially, né? As jy nou ophou rook is jy 'n non-roker. En ek en die Pous is non-rokers. Nou sien ek as non-roker het mense deesdae sulke pakkies sigarette en sulke stickers op. Andrew, jy's 'n roker nog. Aha, ja. En jy het sulke stickers op jou pakkies. Ja. En dit is vir my, weet jy, as non-roker moet ek sê, dis my stupid daai stickers. Wel, vir my is dit self stupid. Nee, maar ek is nie jou kant nou. Ek probeer vir jou Ja, dit is vir my stupid, jy weet. En dit is simpel, hoekom plaas hulle dit daar? Dis tog voor die hand liggende informasie. Dit sit jy mos nie af nie. Glad nie, nee. Hulle mors geld met ander woorde. Jy weet, dit is my stupid. Rook kan jou skaad of moenie jou babatjie laat rook voor hy nie 3 is nie. Whatever, dan staan sulke goedjies op, né? Is belaglik man, niemand steur hulle daar nie. Dan kan jy net wel op 'n kar 'n sticker plak, pas op, hierdie ding kan jou omry. Dis dieselfde ding. Of hulle kan dit doen met sê maar met chocolates ook. Skryf dan op chocolate wrappertjies. Ook vir ons obese mense, help ons ook. Eet 'n Cadbury en oor 'n week is jy so vet soos 'n vark. Smil, né? Eet Nestlé en lyk gesog. Daar gaan jy. Help ons. Ja, weet jy, ek moet seker sê uit die staanspoor uit dat ek is glad nie 'n roker nie. Ek is ook 'n non-roker, soos Casper nog gesê het, 'n non-smoker. En veral as dit kom by pubs en sulke goed, ek meen dis daarom 'n storie om by sulke plekke uit te hang. Miskien as jy 'n game gaan kyk en dis vir my is dit daarom verskriklik as jy net daar jy weet wil hang, maar nou hang daar saam met jou ook 'n rookkolom. En as 'n man by die huis kom, dan ryk alles in rook. Ek meen ek personally, ek like dit. My baadjie, jou jeans, maak nie saak wat nie, man. Jy weet, 'n man moet sy 'n jean elke liewe dag gaan was nie, maar as ek wat nou baie werk byvoorbeeld in pubs en goed, trust my, as jy daar uitkom, dan moet jy my jean gaan was, bro. En die bad een vir my is 'n man se baard, jy weet, die goatee. My go-to is mos my goatee. En nou word dit weggevat van my af. Ek wou die bokke gaan kyk, maar nou ryk ek soos 'n bok. Ek dink die bottom line is as 'n roker, as jy 'n roker is en jy kan hy reuk wegsteek,
of soos die skolie sê, as jy hom kan shaaf, my broer, dan is jy, of jy was seker een van die beste wegkruipertjie manne in jou groep, of dames in jou groep, en hy wegkruipertjie, hy see till see, dis hoe ek hom ons geken het aan die begin, maar later het jy gehoor, eintlik is het seek till see, skreeuw kama koma, as jy maar naughty jy, maar eintlik is het not yet, ek koop 'n boksie metsies, die winkel is toe. Ja mense, dit is die stand van sake in Suid-Afrika op die oomblik. Die winkel wat sigarette aanbetref is toe. Dis geban. Nou albei kante, ek meen mense vir en mense teen hierdie hele besigheid het hulle punte waarop hulle staan en my idee met vanaand se show is nie om betrokke te raak in daai debat nie. Maar ek staan maar net hier in die tweedehandse rook dan wat dit afgee. Wat ek wel weet is dat sigarette nog altyd te kry is. Dit is nou nie jy weet science, rocket science, jy almal weet dit. En die wat rook, hulle rook nog steeds voort. Waar hulle die goed kry en waar hulle die geld kry, dis 'n ander saak. Want nou is dit nog super duur ook. Jy kan maar gaan kyk op Facebook en oral waar die manne praat. Nou imagine as jy roker is, of jy nou, as jy nou opgehou het, wel dan seker, maar as jy nou 'n roker is, en net knap voor die lockdown, en jy haal hy laaste sigaret uit, sou jylle kon hou tot nou. Kom ons rook nog 'n laaste sigaret en ek mag dalk net my wêreld vir jou staan en gee. Want jy het gepreek tussen die wit lakens en ek het geluister na jou lyf se talkens. Dalk moet ons net alles vergeet. Maar dit is moeilik as jy terugdink. Daar was 'n storm wat de weermag nie kon keer nie. Ons was veilig in ons kluise. Dalk moes ek net nooit my sleutel vir jou gegee het nie. So kom ons rook nog 'n laaste sigaret en ek mag dalk net my wêreld vir jou staan en gee. Want jy het gepreek tussen die wit lakens en ek het geluister na jou lyf se talkens. Dalk moet ons net alles vergeet. En as ons weer sien, is dit totsiens. Vir 'n wyle maar ek glo nie, das keer nie. Sal jy soen groet of my beboet? Deur my te los in die doolhof van my geheue. So kom ons rook nog 'n laaste sigaret en ek mag dalk net my wêreld vir jou staan en gee. Want jy het gepreek tussen die wit lakens en ek het geluister na jou lyf se talkens. Dalk moet ons net alles vergeet. En ek kom dalk van die kant af, jou blaatant. Maar ons daal is mos nou reeds getel. Dink jy een keer gaan genoeg wees, ek's bevrees dat die teenkant hier gaan geld. So kom ons rook nog 'n laaste sigaret en ek mag dalk net my wêreld vir jou staan en gee. Jy het gepreek tussen die wit lakens en ek het geluister na jou lyf se talkens. Dalk moet ons net alles vergeet. Primarily known as the Rastas. They are both drug users and
often, I'm afraid, drug peddlers. And the drug lords in that community have really subjugated that entire community who live in fear. Hulle is die draklords nie. Die draklords moet hulle gaan soek. Die Rasta staan saam in die community. Man moet nie Ganza dussie, want Ganza gaat nog hier wies, lang na sy nie meer hier is. Ganza is eintlik uniek op sy eie. Hulle sê is 'n criminal offense, maar is eintlik krye. Ganza, die information is vital, is nou wel van die hand tot die mond, but it provide me item. Ganza, wat maak het interessanter, het sy gewiet, ook a pyp, het gee jou kanker. Ganza, jou wees nog nie gepyf, het sy nie weet wat om te skryfie, as inspiration jou nie dryfie, sysie, trek 'n skyfie, en hou het vast, is meer as net geroek raak, sy moet leer en aanpas. Het kan vir jou eyesightis, vir asma as jou boostitis, sy kan het drink vir meningitis, en sy kan het brand vir arteritis, is vir hoë bloed en suiker, die dokter prescribe dit, want het stel jou bloot aan feite, het bring aan TB verandering, is gesond en van die grond, gebruik net jou behandeling, die help ook vir Alzheimer's, sy kan het opsoek en opkoek, het werk ook vir jou sinus, die government sê is 'n druk, en het maak jou slak, terwyl hy het groei in sy huis en kio in sy dak, dis als waar, maak het skoon, gooi het in jou altaar, pas het links om, want binnekort is het als klaar. Ganza is uniek op sy eie, hulle sê is 'n criminal offense, maar eintlik krye. Ganza, die information is vital, is nou wel van die hand tot die mond, but it provide me item. Ganza, wat maak het interessanter, het sy gewiet, ook 'n pyp, het gee jou kanker. Ja, moenie Ganza dussie man. Ganza laat baie van ons liewe, Ganza laat baie van julle skool toe gaan, baie van julle het 'n education die Ganza, so moenie Ganza dussie man. Ja, dit is Nicotine Long wat sy gedig gedeel het, getiteld Ganja, wat in sy opinie natuurlik skilder of iets of sy opinie skilder oor weet jy, nog 'n rooksaak, dat ek het so stel, wat ook onder die soeklig is in Suid-Afrika en seker in die wêreld. Nou dit is Doen Dit Liggies saam met Hemelbesem. Die song voor dit was Laaste Sigaret van Herman Kleinhans, regtig 'n goeie skrywer oor die algemeen. Is interessant, jy weet wat toelaatbaar, wat nie toelaatbaar is nie. En ek wil net weer sê, kyk, my idee is nie vanaand om enigiets te promote nie, maar omdat dit vir mense sulke sensitiewe onderwerpe is dit tog maar belangrik dat elke ou sy opinie die lig laat sien. En waar anders as Doen Dit Net Liggies, want onder die liggies lyk alles soos dit moet lyk. Dit moet uit die donker hoeke uitkom. En hier hanteer is dit ook ligtelik. Jy weet, jy hoef nou nie so swaar terug te val nie. Ek meen, dit is mos ons woord vir die aand, is rook. En ek wil ook net byvoeg dat ek het verskriklik baie respek vir Ayas, vir Rastamanne in General Siniman. Weet jy hoekom? Oor die algemeen is die ouens en dames, vir my kom hulle oor as seekers, né? En regtig ouens wat truth seek en sulke goed, en ouens wat saam jou wil gesels, en as jy respek gee, dan kry jy terug. Maar net soos enige ander religie na buite of spiritual lifestyle, is daar altyd maar 'n triety hier of daar, of mense wat daar is vir die verkeerde redes, oral. Maar in die algemeen is dit my opinie, dat is hulle die naaste vir my aan wie ons die koi mense regtig was, you know, dit wat 'n mens lees. Ek kan nou nie sê jy weet, ek het so baie kennis in hierdie verband, maar dit wat ek al gelees het en blootgestel was aan die earthiness, sal ek het so stel, earth people. Ek het een keer 'n song gedoen vir 'n company en jy weet, ek het saam met 'n ander bra gedoen in Oudtshoorn. Sy naam is Melly Gray en van julle ken natuurlik vir Melly, maar ek ben die company het dit baie gelike, ons die song gepitch, of ek het dit gepitch vir hulle gegee, geskryf en alles. En ons sou het toe uitrol, en daar was vliegkaartjies gekoop, en daar was plekke geboek, en waar ons moet gaan optree, en TV, en sulke goede. Maar toe hulle die dag my mede-kunstenaar ontmoet, is nou Melly, en sien dat hy 'n Rasta is, was hulle so geskok. Ek meen, aanvanklik wou hulle nie meer die promotion ding doen nie, en die mynrede was, dat as hulle hom sien, dink hulle net Dagga. Nou, hulle dink iets soos, okay, die man is dalk 'n pa, of 'n sanger,
of hy's 'n man, of 'n geweldige talentvolle ou, of 'n seun, of ietsie, net dagga. Nou imagine, mense doen daai nou met sigaretrokers, of enigiets anders for that matter. Jy weet, as jy na 'n rugby player kyk, is hy net 'n rugby player nie, hy's eers 'n mens, hy's 'n braam in 'n hart, hy's honger, of hy het 'n behoefte, hy met toilet toe gaan, of iets, jy weet, is hy net dit. En omdat 'n ander ou so 'n prejudice het, beteken dit nie dat jy het dit ook nie, of jy hoef dit ook aan te neem nie. Anyways, ek hoop julle kan deur my, dat ek het so noem, my rooksyne luister en die essensie verstaan wat ek hier probeer kommunikeer. Nou gepraat van rooksyne, dit was mos nou Native American Indians. Laat ek het so stel, want Indians en Indians in Amerika, hulle skel nog oor en weer oor wie's regtig Indians. So daai destydse manier van kommunikasie, dis wat hulle gedoen het, en dit bring my by 'n volgende segment in hierdie program wat ek noem Liedjie Lemmer. Nou, ek gaan dit gou explain, as ek praat van liedjie lemmers, of ek wat 'n liedjie lemmer is, dan praat ek van, as ek 'n song gaan vat somtyds in hierdie show, en ek gaan dit oopbreek en 'n bietjie skeer en whatever, ons lem hom net so 'n klein bietjie, hier's dit. Ek's 'n liedjie lemmer, papa, ek lem 'n liedjie. Ja, so die liedjie wat ek vanaand gaan lem is 'n song getiteld Return to Innocence. Nou die is 'n song destyds, alles gaan so in reverse as jy die video kyk, it's 'n amazing video actually, en toe die song uitkom, toe was dit ook regtig, het was 'n hit op sy manier, radio's het dit gespeel en so aan, maar die rede hoekom ek dit speel is oor hy Native Indian vibe wat daarin is, hy Native American Indian vibe, want dit is ook mense wat, jy weet, kan sê met 'n rookskerm loop, omdat almal, as hulle sien, dan dink jy ook net smoke signals en sulke goeder, so, ek wil net begin hier te sê, some songs, jy weet, as jy ek ken nie tale nie, ek ken nie die Native American Indian se taal nie, maar ek is seker, jy weet, as ek na het luister, die ouens die verskriklik baie woorde gebruik, of die man het 'n geweldige, in een klank, kan het 1000 goed beteken. Ek meen, toe die ouens hier oor see gekom het na die kooi toe, en die ou kyk jou net in die oë en gaan jy. Dan moet jy nou wonder, die man nou 'n paragraaf gedeel, nou, of is dit een woord? Want ons kyk mos nou maar, of ons luister met ons oor in terme van waarin ons blootgestel was in terme van taal. En ons Afrikaans, Engels, sulke goeters, die westerse idee van taal is mos 'n hele ander konsep. So, is dit in essensie wat jy die ding moet verstaan of whatever, maar ek is seker, die man het dalk 'n hele paragraaf geskryf, 'n hele teorie uitgedruk in die song, en dit is hoe dit nou deurgegee is. Alright, hier is hy. Okay, daar is die eerste paar woorde. Hey, ja, wow. Of is dit wow? Ja, okay. Hy is die echo. Ek dink, is vir die conspiracy theorists, Huawei 5G. Hey, ja, away. Alright, hier gaat ons. Dit klink na 'n paar woorde. Miskien is dit 'n klomp goed wat hy sê in een. Die Engelse ou gee ek net een woord, love. Is dit? Okay, devotion. Dat moet ek nou echo as diep konsepte. Right, dit is ook 'n diep, verskriklike konsep. Hy slaat ook nog dieper. Okay, right. En dan gee ons nou sy sinne. Lekker motivering. Follow the hawk. Righto. So imagine jy saam met die ou in die studio en al wat hy geskryf het is hoi hy ho wow. Maar ek maar wat maak jy voel hom? Is hulle twee besig om met mekaar te gesels? Is hy besig om hom te bemoedig?
of om hom te bearbei. Die Engelse ou vir die American Indian ou, of is hy besig om vir hom te vermaan? Wait. Oh yo, wow. Ai. Ruk hem op. Vat hy om die hoogtes in. Dit is hoekom hulle met rooksyne kan gepraat het, because hulle kan net een klank maak, dan echo dit vir 1000, het gaan vir 1000 doeleindes, word dit in 'n rigting ingestuur, en as jy interpret, dan is die conclusion vir jou bedoel. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Ja, dis doen dit liggie saam met Hemelbesem, en na hierdie song is dit gesels ek met Sly, the hell of a guy. Fire station. Officer Stone speaking. Help! Help! I'm on fire! I'm burning up! Be cool, honey. What's your address? Where you at, baby? Number 1, 22nd Street. Okay, stay loose, honey. We're on our way. We're gonna put out that fire. Take it easy. Relax. We're on our way to rescue you, baby. Hurry! Hurry! Help, please! I'm burning up! I'm burning up! I'm burning up! My heart's on fire! I'm burning up! Burning up! Burning up! Burning up! My heart's on fire! I'm burning up! I'm burning up! I'm burning up! My heart's on fire! I'm burning up!
Ja, dit is Doen Dit Net Liggies saam met Hemelbese. Ja, en is 'n weeklikse show. Onthou as jy nie hierdie ding, jy weet, van die begin af kon luister, die show van die begin af kon geluister het nie. Elke keer as die show gespeel het, dan net na dit, dan sit ek dit op YouTube, so jy kan ook gaan check. Op Hemelbese, kan jy gaan kyk, ook op my Facebook page. En asseblief mense, gesels met my, 0782465799. Kan WhatsApp, as jy 'n bietjie opinie het oor wat ek gesê het. Ek is altyd open vir sulke goed. Nou, julle hoor in die agtergrond, dit is die bekende manne van destyds, toe ek nou nog 'n jong opgeskote seentjie was. Toe kom hierdie kasette in ons huis, en natuurlik was dit nou dergelike dinge. As jy praat van dergelike dinge, was hierdie kasetjies was van hy dergelike dinge. Maar natuurlik was dit die voorgang van so baie ander genres. Afrikaanse hiphop het baie, byvoorbeeld, moet baie dankie sê vir wat ouens soos Fanny Kaap hulle uitgerig het en die grense wat hulle gebreek het om te sê net wat hulle wil sê en hoe hulle dit wou sê. En ek het saam met my hierso vir niemand anders as Sly, the hell of a guy. Dit is een van die main ouens gewees van Fanny Kaap, en ek neem aan hulle is nog seker by mekaar hier en daar, maar ek gesels gou met Sly, the hell of a guy, en van die skrywers van Fanny Kaap, van hy tyd af. Wie ken dan nie die song Moeder het my by my deur gedra. Alraai goed, ons ken dit, dit is deel van ons kultuur al, soos Bobby Hendricks. Sly, ek wil net gou vinnig vir jou vra, bro, sê gou vir my, net om vir mense al vir agtergrond te gee, jou tyd saam met Fanny Kaap, jy weet, toe julle uitkom en alles, hoe sou jy daai tyd beskryf, veral vir die jonger gades, wat die idee het wie julle is? Sjoe, my tyd met Fanny Kaap, dis 'n ander leeftyd, my vriend, dis 'n ander leeftyd. Jy weet, daar was die social media, daar was niks gewees hier, dit was 'n ander wêreld gewees, you know, daar was die trappie, daar was nog hip-hop gewees, en daar was R&B, you know, jazz was maar altyd daar, pop was maar altyd daar, maar daar was die trap soos dit nou is die, het was net 'n ander tyd, en Larry Kleuk, ek praat nou van die music, Larry Kleuk was dit 'n ander tyd, you know, ja, Dit is nou Fanny Kaap, ons praat nou net voor apartheid se dae. Fanny Kaap het uitgekom, ek sal sê net om hem by die jaar wat Nelson Mandela uitgekom het en sulke goedes, want ek onthou nog Kwaito, wat Fanny Kaap begin het, toe sit die begin van Kwaito. Ek onthou het nog goed, want ons het gedink, yes, die mense het gesê, hey Bas, don't call me, en toe dink ons, as hy mense soek, kan ons moet ook ons kalse inbring en wat, en you know, I got very, very fond memories of Fanny Kaap, and yeah, it was like, you know, it's like you in a time machine, stepping into a time machine. That was a total different time. En ek kan sê, ek is geëer en ek is blessed om nou nog hier te wees met die change van tye, so te sê. Ja, maar sê gewoon net vir ons, asseblief, want ek meen, ons het nou, toe Ajami en hulle begin het, het hulle viral gegaan met Bluetooth en sulke goed, en deesdae is dit mos maar social media, you know, dit is waar mense viral gaan, en is ook nie meer organisie, want manne druk net knoppies, en as jy geld agter 'n ding sit, kan enigiets viral gaan, selfs views op YouTube, allerlei goed word gekoop, it's so easy, as jy geld as 'n backing het, maar julle met Dala Flat, die eerste album van julle het viral gegaan, like crazy, like hotcakes, maar hoe het dit viral gegaan in 'n tyd wat jy weet, internet was nie so bekombaar, in fact, het was 'n foreign idea, ja, hoe het dit viral gegaan? Wel, kyk, is dit die mense praat altyd, you know, die mense praat, ons eerste album, Dala Flat was geban, vir oor 'n jaar was hy album geban, ek praat geban, nergens kon jy hom kry nie, jy kon hom nergens kry nie, so in die jaar wat hy geban gewees het mense maar ons musiek gepirate en gerekorde, wat hulle hom gaan kry, en soos jy sê, daar was die social media gewees om vir ons te versprei nie, so hoe, die product moet goed gewees het, you know, baie
mense het ons gejudge oor die onbeskoftigheid, but you know, mense is maar mos so judgerig man. At the end of the day, we were representing a certain culture, you know. Ons sê nie almal vloekie, but meeste van ons mense praat so. I mean, it's klaar wat het so is. So yeah, it was just a lovely time, that time, you know. En daar was die internet en die mense, hulle het ons music gepirate en hulle het eintlik al die musiekwinkels gefors. Agter 'n jaar toe sê die mense gaan hulle musiek toe sê die mense, hey, kyk eens aan man, ons soek die CD man, ons soek die ouens en ek dink dat die mense het maar so dik gehou. Die mense het maar so dik gehou musiek toe gegaan, Pick n Pay toe gegaan. Hy het Pick n Pay en Checkers en allerlei plekke nog CD's verkoop en sulke goede. So the people spoke. So even after a year of Fanika being banned of the very first album, the people spoke. They loved the product and before we knew it, we were traveling the whole South Africa, some parts of Africa, you know. So it was just something special. Ek soek my kwaaikie, soek 'n eentjie. My bors is leeg sonder jou. Miskien 'n maandjie of dalk net 'n jaartjie. My longe pyn sonder jou. Wie gaan nou my mag ontspan as ek dik gevreet is niemand kan? Wie gaan my droog kalmeer? Hoe druk ons deur? Wie gaan nou weer saam my ry deur die paaie van die Kaap? Kwaaikie, ek verlang na jou. Ek soek my kwaaikie, soek 'n eentjie. My kar is leeg sonder jou. Hoor maar by wyntjies, want dit lyk hy het lyntjies. Maar my longe pyn sonder jou. Wie gaan nou my mag ontspan as ek dik gevreet is stywe sand? Wie gaan my droog kalmeer? Hoe druk ons deur? Wie gaan nou weer saam my ry deur die paaie van die Kaap? Kwaaikie, ek verlang na jou. Kwaaikie, ek is lief vir jou. Kwaaikie, sal jy my onthou? Dit natuurlijk Sly the hell of a guy hier op Doen Dit Net Luggies saam met Hemel Besem en dit is sy saak. Die guai is mos nou maar 'n sigaret, die manne noem dit al wat 'n naam is, al wat 'n stokkie is en maar Guaikie is natuurlijk 'n parody van Jantjie. Nou Sly, ek wil gou by jou geweet het, dis nou die tipe goed wat jy doen as 'n solo artist, is jy nou solo, try om nie try nie, maar doen jy meestal hierdie tipe dinge wat satire involve en bietjie controversy? Ek sê, almal gaat mos maar solo man, you know, ons is verlange, ek dink as 'n artist, as jy 'n artist is, het maak nie saak, kyk, ons is nog altyd met van die Kaap en sulke goeders, maar almal het hulle eie special liefde. Nou, myne is hip-hop, myne is R&B hip-hop, you know, die is wat vir my drive, you know, ek skryf alles, ek het dat meerderheid van die goeders geskryf van die Kaap, maar dis my hart is in hip-hop, you know, en soos ek gesê het met my eerste track wat ek 'n paar artists gefeature het, Dala What You Must, you know, you have to be controversial to get for people to take note of you. En dit meen nie jy moet bad controversial wees, but you have to be controversial, good controversial, as long as there's something special about you. Call it controversy or call it being controversial. But yeah, man, you know, you have to bring that something extra to the table because there's millions of us doing it out there.
hê en jy moet jou ietsie saambring. 'n bietjie uitstaan is dit hoekom jy die dit wat jy nou tans doen is baie parody gewees, jou parodies, is dit hoekom jy dit doen? Die parodies, ek het maar net decide man, kyk eens, back in the day het van die Kaap moes weeks gedraai en sulke goed is dit, maar was funny, en as ons miskien een van ons hits gesing het, is duidelik, of Ararios, Karumba, nou in between die songs, nou tot altyd met die mense gepraat, nou dis wat ons show so spectacular gemaak het, ons het gebond met die mense, so ons het a cappellas gesing, ons het harmonies gedoen, en dis waar ek skryf al van, amper 30 jaar die parodies. Van die Kaap was eintlik een van die eerste ouens wat parodies gedoen het, you know? Ja. Ek sien ook jy gebruik baie van, in baie van jou videoetjies gebruik jy ook jou eie kinders. Lyk my hulle is heel wat talentvol. Ek sê man, my kinders in die dae wat ons nou lewe en sulke goede sê, kan nie eens meer kind winkel toe stuur en sulke goede sê, van hoekom is die syfer buite nie. So ek het my kinders geïncorporate en hulle gepromise, as ons goedes doen, dan gaan ons goeie songs doen. So ek het 'n track out hier, Let's Make Love a Drug, Sly and the Clan, ek en my laities, and we're gonna continue making lovely music. My seun het nou tans sy eerste single uitgesit. Hy is 15 jaar oud, hy het dit geproduce, hy het dit geskryf, hy sing het, en hy's 'n artist nou, hy het dit uitgesit op DistroKid en is op al die platforms, Skooltired, so Dean Davids, you know, I mean, if you're gonna make music, make good music. Ja. Voor ek weer een van jou parodies gaan speel wat die COVID-19 times reflect, dat ek het so stel, wil ek toch ook net vra, ten laaste, vertel ons dit van die puppet shows waarmee jy ook betrokke is en wat jy help skryf en die karakter wat jy daar speel. Kaparangs, dat is lekker, dat is meer Kaaps, you know, jy weet van allemaal, 'n bietjie van alles, but mostly based on colours in Cape Town, the Cape Town community, the Malay community, so the puppets portray the people, you know, and as everybody know, I'm Punky Slimos, you know, so this guy is a very big fan, Malik Abada, Love Forever Productions, so he approached me, man, we met and we clicked instantly, and he said, why don't we work together? And I said, why don't we start now? En toe begin ons so my, en hy maak vir my, so we like work together myself, even the Stick 8 video, and okay, that was done by Kasib Jones, but the Make Love a Drug video, that is Malik Abada and the brainchild of Dalchis and Kaparangs. Yes, we mostly come out every year at Puasa time, you know, when it's Ramadan and stuff like that, and yeah, man, but we just want to do some different stuff. We want to keep it cultural, keep it local, and keep the culture alive. Gepraat van keep the culture alive, jou culture van parodies, the Sly the Hell of a Guy se parodies. Ons gaan nou na enetjie luister. Die song wat hy 'n parody van gemaak het is You Gotta Have Faith. Kom ons kyk of julle kan follow wat hy sê, which reflects the times that we are living in. Cyril, I guess it would be nice if you could bring back cigarettes. Jy's president, we change the wet. Lamini Zuma so blue. Die alcoholic soek die wyn. Het lyk so Zuma alles uit. Sy maak dit nie leer hom neem. Die nasie is tomato blue. Ja, Cyril, our Rainbow Nation is klaar impatient. They seeking out and knocking at your door. Please, Cyril, just reconsider. Onze mense. Say it takes a strong man, Cyril, but you got to give us more. Die Pakistanis maak 'n prys. Mense soek 'n escape. En Alibaba trek nou ryk. Soek net 'n escape. Bliksem. Chicago is 'n kaarse prys. Rook eiers alle by jou huis. Dan trek jy lekker in jou my bors. Soek net 'n eentjie van ooit. Hoe bypass mense nou die tyd. Die government speel nou lekker net die mense se gevoelens. Our Rainbow Nation is klaar impatient. They're sticking out and knocking at your door. Once Cyril, please reconsider. Onze mense. Say it takes a strong man, Cyril, but you got to give us more. Die Pakistanis maak 'n prys. Mense soek 'n escape.
En al die babbies raak nou ryk. O, soek maar net 'n skyf. Gee my nou enige iets, ek brood enige iets. Sê jy ken my enige iets. Richmond, ja, enige iets. Hoe ja, enige iets. Cyril, asseblief toch enige iets. Asseblief toch, Cyril, enige iets. I need these shipping invoices filed immediately. I'll be right back. Here she goes again. How come she always skips out when there's work to do? She's just taking a smoke break. Wait, so you mean to tell me if I ever want to get out of something, all I got to do is take a smoke break? Well, I suppose, but you don't smoke. Mense asseblief moenie nog swaar terugval nie. Moenie soos 'n heavy D wees wat op 'n waterbed lê nie. Moenie swaar terugval nie. Kom, doen dit net liggies met Hemelbesem. Onthou, as jy die show 'n bietjie te laat gevang het, ek laai dit nadat dit geëet op laai dit op YouTube, so dan kan jy na Hartelus gaan check en scrutinize soos jy lus het. Die woord vanaand is rook. Elke keer gaan ons 'n woord tackle en ek gaan hom van alle kante af bespuur. En teen die tyd sal jy sien ek draai regtig als cover, maar ek draai self hier in die rook. As jy nie die term ken nie, beteken wat dit ek's bietjie in 'n warboel of in 'n bland way om te sê ek's in 'n poepstorm. Maar in plaas van uitblaas is dit 'n inasem saak. Ag wat ek terg van dit. Ek kan my net indink hoe gerook het moet gaan sonder sigarette. Ja, dit is ek weet veral omdat dit so duur is in hierdie tyd en of as jy 'n roker is en jy ook nou onder dieselfde kam geskeer word byvoorbeeld as basiese krimineel of oor hoe jy jou skuif bekom. Dis dalk 'n moontlikheid dat hierdie skuifsoekery 'n kopskuif teweegbring. Veral hoe judgerige man soms is wanneer ander mense nou in dieselfde bootjie is waarin rokers nou is of praat ek twak. Gepraat van twak praat, mense kan enigiets justify, regtig. Onthou woorde is mensgemaak en ons kan dit twis net soos dit ons pas en dan lyk dit waar, jy weet, afhangende van watter angle of man kyk. Ek het een keer die movie Thank You for Smoking gekyk. Nou dit is 'n goeie movie wat kuns aanbetref en alhoewel ek nou nie met al die justifications in die film saamstem nie. They could just be blowing smoke. Hoor gou hier. How many of you want to be lawyers when you grow up? Right. How about movie stars? Oh. How about lobbyists? What's that? It's kind of like being a movie star. It's what I do. I talk for a living. What do you talk about? I speak on behalf of cigarettes. My mom used to smoke. She says that cigarettes kill. Really? Now, is your mommy a doctor? No. A scientific researcher of some kind? No. Well, she doesn't exactly sound like a credible expert now, does she? Don't feel bad. It's okay to listen to your mom. I mean, it's good to listen to your parents, Joey. All I'm suggesting is that look, there will always be people trying to tell you what to do and what to think. There probably already are people doing that. Am I right? Yes. I'm here to say that when someone tries to act like some sort of an expert, you can respond, who says? So cigarettes are good for you? No, that's not what I'm getting at. My point is that you have to think for yourself. You have to challenge authority. If your parents told you that chocolate was dangerous, would you just take their word for it? No. Exactly. So perhaps instead of acting like sheep when it comes to cigarettes, you should find out for yourself. Okay then. Thank you, Mr. Naylor, for joining us. Ja mense, ons maak soms asof ons hier 20 jaar terug geleef het of rondom 30 jaar terug hier. Ek bedoel die July was nie die July nie, het was 'n pakkie sigarettes July. Cricket sponsors, dit was, jy weet, ons weet waar die sponsor was en amper elke movie star het so cool gelyk met hy lang sigarettes en whatever. En die adverts, die adverts mense, dit was baie funny. As ons nou daarna kyk, ja, en baie van dit was gemik op mans veral, en almal het 'n dik stem gehad.
en gepraat. En ek gaan van 'n ads gou 'n medley vir julle maak en dit speel. En ek gaan die name van die sigarette uitsny van hy goed, maar ek onthou as 'n kind nog jy weet as jy die radio aansit, dan hoor jy die goede. Maar ek gaan gou die name uitsny, ek gaan 'n medley maak en dan kom gou saam met my. Kom ons vat gou 'n skuif 'n skuif na 'n klomp jare terug. 'n klomp jare terug. 'n klomp jare terug. Goue Virginiese tabak in 'n goue verpakking ontvou die goue smaakwêreld van special filter sigarette. Here, through the ages, craftsmen and blenders have brought the gentle art of smoking to perfection. You can say that again. Live with flavor. For after-action satisfaction. Smoke Lexington. How could you beat the best? For real, toasted, honest-to-goodness tobacco flavor, the next best thing to is another. You're close to the things men rate great, like Mertz Night Toasted. Mertz Night cigarettes are made from the best tobaccos a man can get. It's everything you want in a man cigarette. Vakmanskap is meesterskap. Die tegnische vaardigheid van die ou meesters en ons streven naar die beste. Leef voort in die vervaardiging van meer of maar meer. Die meesterstuk in sigaretten. Ja, die ergste een en gekyk uit vandag die moderne hoe kan ek sê lens sal ek sê is hierdie ene. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was... What? Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke than any other cigarette. Why not change to for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be. Ja, mense. I ain't no judging anyone, man. Elkeen stap sy eie pad. Elke ou bepaal by watter vuurtjie hy sit, vir warmte, vir hitte, en watter vuur se rook hy inasem. Voluntarily of involuntarily. Of jy nou soos ek gerookte salmon like, of soos die skrif sê, and the temple was filled with the smoke from the glory of God. Of jy nou 'n gospel verkondig of 'n twakpelietjie. Hy pinkster vlammetjie op die kop of voor die mond. En of jy nou oues wat 'n bra aankyk wat rook en sê, "Is jy mal, bro? Is jy mal, bro?" En hy ou en hy kyk en hy speeltjie wat op hy sigaretpakkie is en hy dink, speeltjie in my hand, wie rook die duurste in die land? Uiteindelik is al die bogenoemde rook se poging om satisfaction te verleng, soos hy brase after action satisfaction. Ek kan dit eers lekker sê nie. After action satisfaction. As jy mos klaar op die pot gesit het, dan nodig jy mos een. En as jy ook klaar geëet het, dan nodig jy ook een. En selfs as jy klaar intiem was, jy weet, die goed gebeur. Ons is mos nie happy met wie ons is nie. We want to extend the satisfaction. Die altaar moet aan die brand gehou word. Die vlam by Mosgas tot in Milnerton. Pollution binne ons liggame en pollution buite. Hou jou lamp aan die brand, my mense. Die ou vlam wat ons volg. Ja, tot volgende week. Ek is Hemelbesem. Ek hoop julle het die program geniet vanaand en nie te veel aanstoot geneem nie, nie te veel teruggeval nie of swaar teruggeval nie. Ons doen dit net liggies. Maak kontak saam met my op WhatsApp 078-246-5799. En onthou, as jy die show gemis het of net te laat ingeskakel het, kry jy dit weer later op YouTube. Gaan soek my kanaal op Hemelbesem en hy sal daar wees.
En onthou, daai ou vlam. For satisfaction. Smoking! Ek is cool en kalm, of so dink ek. Want in 'n boel van verwarring kom jou soen en draai my arm, daai ou vlam. Dis warm. Negatieve dinge kom, skud die mure binne ons, laat die vure binne kom. Daai ou vlam. As ek met koue oë staan, dan is sy ou vlam ook daar. En as ek koue voete kry, dit brand die binne my. Bly, die ou vlam. Bly, die ou vlam. Verskille bring onsekerheid, maar ek's gewillig in die hitte stryd, in die hitte. Oh, dat weet per my, die ou vlam. En op ons kruispad, waar ek en jy was, kan ek getuig van die way, wat het in my lyf brand, is hy ou vlam, die ou vlam. Yeah, die ou vlam. Die ou vlam. As ek met koue oë staan, dan is sy ou vlam ook daar. En as ek koue voete kry, dit brand die binne my. Bly, die ou vlam. Bly, die ou vlam. Bly, die ou vlam. Bly, die ou vlam. Doen en laggies girl, kom en dance met my, laat ons celebrate.